Goeiemôre broers en susters. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Kom ons roep ons Here aan met die woorde: kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here ons God. En dan antwoord hy ons: genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord dan ons Here deur vir hom te sing vanuit Psalm 103. En daar gaan ons saam sing van die Here se heerskappy en ook ons verlange om onsself te onderwerp aan sy heerskappy. Psalm 103, loof ons die Here met vers 1, 10 en 11. Bely nou waarom ons saam is vanoggend, is in die naam van die Here, en ons bely ons geloof dan aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, met ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap
sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies in die lewe, van die toekomstige bedeling. Amen. Ons Here antwoord ons belydenis deur sy wet vir ons voor te hou. Daarom luister ons vanoggend saam na ons Here se wet vanuit Eksodus 20. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die Here vermaan ons deur sy wet. Hy leer ons, lei ons, vorm ons. Kom ons sing dan nou vir ons Here as antwoord met Psalm 19 en daarvan gaan ons vir ons Here vers 6 sing. Buig voor die Here in gebed. Ons almagtige God en barmhartige hemelse Vader,
Mag U naam geheilig word deur ons. Mag lof en liedere altyd op ons lippe wees, want U goedheid teenoor ons ken geen einde nie. U sorg vir ons in U almag en wysheid. U weet wat vir elkeen van ons goed is en gee dit. Ons is oorgelewer in hierdie vyandige wêreld. So min dinge is onder ons beheer of werk volgens ons planne uit. Maar U wat so oor alle dinge heers, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit U Vaderhand toekom. Dit is U wat vir ons sorg. Wie en wat is ons dan? Dat ons met hierdie hoop en verwagting na U kan kyk. Ons dank U vir U lankmoedigheid met ons. Ons bely dat ten spyte van al die seën en goedheid en genade wat U gee, is ons maar swak en stikkend. Dat ons gereeld sondig en eiewillig optree. En daarom juist dank ons U des te meer vir ons Here Jesus Christus. Dat U liefde aan ons geopenbaar is deur Hom, U lankmoedigheid, U geduld, U genade. Ons prys U vir Hom en die versoening wat ons het in Sy bloed. Dankie dat ons deur Hom as U eie kinders aangeneem mag word. Dat U deur Hom vir ons sorg met alles wat ons nodig het, na liggaam en siel. En ons ervaar dit nou vanoggend weer, dat U vir ons in die besonder geestelik sorg. Dankie dat U ons saamroep, ons aan mekaar en aan U bind. Dankie dat ons U kan loof en prys, aanbid en met groot afwagting luister ook na U woord. Versadig ons dan nou met die goeie uit U woord. Geef vir ons wysheid, onderskeiding en geloof, dat ons U woord nie net sal verstaan nie, maar ook sal glo en sal liefkry. Lei ons dwaalende gedagtes. Mag ons U wysheid, U heerlikheid en U krag sien vanuit U woord. En mag ons dan daardeur verander, vermaan, vertroos en verkoop word. Hoor ons barmhartige Vader, om U geliefde seun ontwil. Amen. Voor ons saam gaan luister na die woord van ons Here, ons eers weer vir hom sing, vanuit Psalm 107, kosbare psalm waar Israel nou net van uitslawerny bevry is, en hulle is nou op 'n tog, op 'n pad, op 'n reis, kwesbaar, slegte pad, en daar in die woestyn op hierdie reis, sien ons hoe versorg die hand van die Here hulle. Dis waarvan ons nou sing. Soos wat ons ook op 'n reis is, nie tuis nie, vreemdelinge en bywoners, soos wat ons in Petrus hoor. So sorg die Here vir ons ook in hierdie woestynwêreld. Waar ons sing in vers 4, hy het hul mate skrede gelei op regte baan, om tot bewoonde stede met blydskap in te gaan. Met kostelike goed het hy hul begenadig, met brood hul daar gevoed, met water hul versadig. En dan verstaan ons en weet ons dat die Here so vir ons sorg en ons voed en versadig met sy woord. Ons sing aan Psalm 107 en daarvan vers 1 en 4.
Jy gaan saam met my oopmaak by die eerste brief van die apostel Petrus, hoofstuk 3. Ons gaan vanoggend aan verder met ons reeks. Afgelope paar maande besig om deur die boek van Petrus te werk en ons is vanoggend by hoofstuk 3 vanaf die eerste vers. En die gelowiges sien ons reg deur die brief van Petrus is 'n vreemdeling en 'n bywoner hier op aarde. Ons behoort aan 'n ander ryk. Ons behoort aan 'n ander koning. En dan is dit so kosbaar om deurlopend te sien, ons is dit. Ons is vreemdelinge en bywoners, nie weens iets in onsself of iets wat ons doen nie, maar weens God die Heilige Gees wat iets aan ons gedoen het. Hy het ons verander, wedergebore gemaak deur die woord oor ons. En so het hy ons vreemdelinge gemaak hier, burgers van 'n ander land, met 'n ander koning. Gedurig deur die brief is Petrus besig om ons daaraan te herinner. Hy sê, julle hoort nie hier nie. Jou lewe lê nie hier nie. Julle is nie tuis nie. Moenie lewe asof julle tuis op hierdie aarde is nie. Daardie beginsel en oproep het hy neergelê in hoofstuk 2 vers 11 tot 12. En dan in hoofstuk 2 vers 13, net die volgende vers na hierdie oproep, sien ons hoe pas Petrus hierdie beginsel toe op verskillende gesagsverhoudinge waarin ons staan. Ons het eers gesien teenoor die owerheid, en toe teenoor aardse meesters, en nou is ons by die huwelik. Het is dan opmerklik om te sien, elke keer wanneer Petrus dit doen, wanneer hy hierdie beginsels gee van wat God se wil is, sy ontwerp is vir hoe sy kinders in sulke gesagsverhoudinge moet lewe, elke keer as hy dit doen, dan noem hy ook hoe belangrik dit is om te volhard in gehoorsaamheid aan God se ontwerp, selfs wanneer die wat in gesag is, ongehoorsaam is of misluk. En ons kry dieselfde nou weer hier in vanoggend se teks. Hier waar Petrus nou die huwelik hanteer. God se wil en ontwerp vir gelowiges as vreemdelinge en bywoners hier op aarde in die huwelik, selfs wanneer dit uiters moeilik is om te volg. Ons luister dan saam na ons Here se woord vanuit 1 Petrus 3, daarvan vers 1 tot 7. Net so moet julle, vroue, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moenie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sara gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. So moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Tot sover. Petrus rig homself eerstens in hierdie teks na die vroue in vers 1 tot 6, en dit is 'n besonderse boodskap wat hy nou gee. Wat Petrus hier sê, dat wanneer 'n Christen vrou in die huwelik volgens God se ontwerp en roeping optree, selfs al is dit moeilik, dan werk God 'n lewegewende krag deur haar. En is sy uiters kosbaar in sy oë en hoopvol vreesloos. Dit is 'n kosbare boodskap. Kyk saam met my na die teks om dit te sien. Vers 1. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Om te sê dat 'n vrou aan haar man moet onderdanig wees is vandag se tyd 'n aanstoot, 'n tipe skel. In vandag se tyd onder die vaandel van bevryding van die vrou, van opheffing van vrouens, word gemeen dat onderdanigheid in die huwelik niks anders is as onderdrukking en minderwaardigheid van die vrou nie.
Die vrou sal eers tot haar reg kom en haar God gegewe roeping kan uitleef wanneer hierdie bande van onderdanigheid afgegooi word. Eers wanneer sy in alles dieselfde, presies gelyk en dieselfde as die man gereken word. Maar hoe anders vind ons dit in die woord van God? 'n Vrou kan haar God gegewe roeping in die huwelik die volste uitleef wanneer sy haarself onderwerp aan God se instelling van die huwelik en so haarself onderwerp aan haar eie man. Of juis wanneer die God gegewe verskil tussen sy en haar man beklemtoon word, dan het die vrou die volste, heerlikste uitlewing van haar roeping en haar rol. So in Efesiërs 5, daar gee die apostel Paulus voorskrifte vir 'n geesgevulde Christelike huwelik. Hy sê daar, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Broers en susters, dis 'n leuen van die duiwel, waarmee hy verwoesting saai, dat onderdanigheid van 'n vrou aan haar eie man minderwaardigheid impliseer. Of die vrou minder maak. Dis 'n leuen. En dis die groot teenslag, is dit nie? Dis die groot vrees by die vrouens. Ek kan nie myself onderwerp aan my man nie, want dan sal ek mos nou laer wees, minder wees, of selfs onderdruk word. Indien man en vrou gelykwaardig voor God is, hoe kan die vrou dan verwag word om haarself te onderwerp aan haar man? Dit sal mos direk tot ongelykheid en minderwaardigheid lei. Maar oorweeg 1 Korintiërs 15. Nou in vers 28 hoor ons. En wanneer alles aan hom, dit is Christus, onderwerp is, dan sal ook die seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Kosbaar is dit, ons vind God die seun onderwerp homself aan God die Vader. Ons sien dit ook in ons Here Jesus se lewe, doen ons nie? Hoe baie sê hy, ek het gekom, nie om my eie wil te doen nie, maar van die een wat my gestuur het. Dis my brood om sy wil te doen. In sy angstigste oomblikke in die tuin van Getsemane, waar hy bid, laat hierdie beker by my verbygaan. En bid hy, maar nie soos ek wil nie, maar soos U wil, en so onderwerp hy hom aan die Vader. Nou moet ons vra, beteken dit die seun is minderwaardig of laer as die Vader? Geensins. Die ganse skrif getuig en leer vir ons dat God drie-enig is, gelyk in waarde, goddelikheid, krag en ewigheid. God se wil en ontwerp van die vrou se onderdanigheid aan haar eie man is geensins minderwaardigheid of onderdrukking nie. Dis juis hoe sy haar God gegewe roeping in die huwelik ten volle kan uitleef, hoe haar gawes en haar waardigheid die helderste sal skitter. En dit is haar roeping. Selfs wanneer die man as gesagsfiguur in die huwelik misluk, selfs wanneer hy ongehoorsaam is en dit uiters moeilik maak. Weer vers 1, se tweede deel. Sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Wat 'n besonderse stelling. Wat 'n kosbare stelling. God vind dit goed om deur die onderdanige, rein, godsvreesende wandel van 'n gelowige vrou met 'n ongelowige man lewegewend te werk in die huwelik. O, die gawes en genade waarmee die Here die vrou seën. Petrus praat hier in hierdie vers van vrouens wie se mans ongelowig is. Hy gebruik die uitdrukking wat ongehoorsaam aan die woord of aan die evangelie is. En vir hierdie vrouens was dit uiters moeilik om hulle self te onderwerp aan hulle mans. In die tyd waarin Petrus geskryf het,
Was daar nie iemand wat goddeloos was in terme van hulle dien nie 'n God nie. Almal het een of ander afgod of die Here aanbid. Nou wanneer 'n man ongehoorsaam is aan die woord, dan het dit beslis verwys daarna dat hy dien afgode. En daar was verwag dat die vrou, sy kan haar eie gode hier aan die kant dien, maar sy moet ten minste aansluit by diensbaarheid aan haar man se gode. So wanneer die man dan 'n ongelowige was met afgode, was dit uiters moeilik vir die vrou om haarself te onderwerp aan hom. As Christen vrou kon sy dan nie aan haar man in hierdie opsig onderdanig wees nie, want dit sou sonde en afgoderry beteken. Maar dan sê Petrus, die Christen vrou moet so ver moontlik onderdanigheid aan haar eie man hê, so lewe en tog rein, onbesmet deur die afgode, in vrees vir die Here alleen. In ander woorde, die Christen vrou se onderdanigheid is nie onbeperk nie. Nee, sy moet onderdanig wees, maar in reinheid, in godsvrees, in die eerste plek aan God onderdanig. En so dan in vrees vir hom en in reinheid aan haar man, en haar man nooit in sonde volg nie. En dan is dit besonder wat Petrus hier uitwys, net deur so te lewe, onderdanig waar moontlik, maar rein en in vrees vir God, kan sy daardie ongelowige man wen vir Christus, sonder 'n woord, sonder dat sy hoef te spreek. Dis die wonder en krag van God se ontwerp vir die Christen vrou in die huwelik. En as dit so 'n effek het op 'n ongelowige man, hoe kragtig en opbouend sal dit nie wees vir jou gelowige man nie. Dit beteken weens die manier hoe God die huwelik ontwerp en ingestel het, sal die onderdanige, rein en godvreesende optrede van 'n vrou baie kragtiger en mooier effek op haar man het, as 'n klomp argumente wat sy kan opper. Petrus lê hierdie dan neer, hierdie beginsel, en dan brei hy nou uit op dit, deur te verwys na versiering, deur te praat van die versiering, want dit is deel van hoe die Christen vrou onderdanig, rein en in godsvrees lewe. Dit het te doen met hulle versiering ook. Vers 3 tot 4, julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart, en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God. Die wêreld kan hulle self uiterlik versier, daar's niks vreemd of uniek daaraan nie. Die wêreld soek hulle waardigheid, hulle aanvaarding, hulle goedkeuring by die opinies van mense wanneer hulle self versier en uiterlik vir hulle mooi voorkom. Maar die gelowige vrou is wedergebore. Sy is 'n bywoner, 'n vreemdeling hier op aarde. Dag vir dag word sy deur die Gees meer wat God haar gemaak het, geskep het, ontwerp het om te wees. En dis is haar versiering uniek. Dis innerlik. Die verborge mens van die hart, daar waar geen mens kan sien of uitvind nie. Dis onverganklik. Hare val uit en word min en grys. Juwele, klere gaan uit die mode uit. Die ganse liggaam verouder, kry seer, verswak, soos 'n veldblom een dag vars en pragtig en die volgende dag verlep. Dis hoe verganklik ons uiterlike skoonheid is. Maar die innerlike versiering hou. Dit vergaan nie. Dit gaan nie weg nie. En dit is 'n sagmoedige en stille gees. Die woord sagmoedig verwys na groot krag, groot vermoë onder groot beheers. Dis die woord wat gebruik word vir 'n wilde perd wat getem word, of vir 'n swaard wat in sy skeet gehou word. En stille gees verwys na 'n rustige, onversteurd, eenvoudig en nugter versekerde lewe.
Dis die innerlike versiering, uniek aan die Christenvrou. Dat sy vol van sekerheid, vergenoegdheid, krag, rustig kan wees. En hoor dan wat sê Petrus daarvan. Dis baie kosbaar voor God. O gelowige vrou. Wanneer jy dit hoor uit die woord van ons Here self, waar die Here vir jou sê, hierdie is vir my baie kosbaar, wat 'n aansporing, verkwikking, bemoediging. Die apostel sê dan, gelowige vrou, jou versiering moet wees innerlik, verborge mens van die hart, daar waar God kan sien. En hy vind dit uiters kosbaar, want dit is sy ontwerp. Petrus gaan dan nou verder, deur te wys hoe so 'n lewenswandel van onderdanigheid, reinheid, godsvrees, innerlike versiering met sagmoedigheid en 'n stille gees, hoe dit moontlik is vir die Christenvrou in die huwelik. Hy grond nou sy opdrag, vers 5 tot 6. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sara, gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. Voordat ons kyk na Petrus se argument hier, let net eers op die volgende. Een van die subtielste dwalings oor hierdie teks, wat ons selfs in ons eie geleerdere vind, is om te sê dat in hierdie hoofstuk moet jy sien hoe praat Petrus met die mense in sy tyd, die eerste lesers van hierdie brief. En daardie konteks, as jy kyk na hoe die sosiale omstandighede in daardie tyd was, maak dan dat hierdie gedeelte eintlik niks vir ons met ons huwelike sê nie. Dit is alles gerig op daardie konteks, hoe dit gewerk het daar tussen man en vrou. Maar let op, wanneer Petrus hierdie voorskrifte van hom grond, hy grond dit nie in die omstandighede of kultuur van sy tyd nie. Hy grond dit nie in die sogenaamde sosio-historiese konteks van sy tyd nie. Hy grond dit in die tydlose wil en ontwerp van God vir die huwelik. Hy grond dit, of hy doen dit, deur na die Openbaring historiese lyn te verwys, en die heilige vroue, met Sara in die besonder, as voorbeeld te gebruik. Nou die Romeinse konteks waarin die eerste lesers van Petrus se brief hulle self gevind het, was beslis ter sprake en was deur Petrus en die lesers in gedagte geneem, maar ons moet oppas en nie toelaat dat daardie konteks hierdie teks stil maak vir ons vandag nie. So nou grond Petrus hierdie voorskrifte van hom. En hy grond dit in 'n tydlose beginsel en hy wys hoe so 'n lewe moontlik is. Hy sê die gelowige vroue deur die eeue, sommige van wie ons lees in die Bybel, hulle almal het hulle self so met 'n innerlike, sagmoedige en stille gees versier, en hulle was onderdanig aan hulle eie mans. Waarom? Dis twee dinge wat ons sien in die teks, in hierdie vers. Heiligheid en hoop. Dis hoe hulle dit reg gekry. Dis wat hulle aangevuur en gedryf het om op so 'n manier in hulle huwelike te lewe. Die gelowige vrou, in terme van heiligheid, het by haarself geweet, ek behoort aan God, nie aan my man nie. Hy het my met sy kosbare bloed gekoop. Ek is eenkant gesit om aan hom te behoort. Dit is wat heilig beteken. Eenkant gesit, afgesonder, syne. Ek is totaal oorgelewer syne. En daarom is haar verwagting vir sorg, vir beskerming, vir lewe, vir waardigheid alleen te vind in hom. Sy kyk na hom vir dit en sy vind dit in God wanneer sy kyk na wat Christus vir haar gedoen en gee het. Wie hy vir haar is as bruidegom. Haar hoop is dus in God. Hy, sy oog, sy wil, sy bevel is haar eerste en kosbaarste prioriteit.
omdat sy weet dat sy aan God behoort, as sy kosbare eiendom, sy is heilig, en omdat haar hoop totaal op hom geplaas is, kan sy dus van harte onderdanig wees aan haar eie man, en haarself met 'n sagmoedige en stille gees versier. En 'n spesifieke voorbeeld hiervan lig Petrus vir Sara uit, waarvan ons in Genesis lees. Hy verwys na hoe Sara gehoorsaam was aan Abraham, hoe sy hom gevolg het, waar ook al hy gegaan het, want julle moet onthou die storie van Abraham, die Here roep hom, en hy gaan net. Hy maak besluite en keuses en hy trek, en Sara volg hom. Petrus verwys ook na een geleentheid, daar's net een, in Genesis 18, waar Sara vir Abraham Heer genoem het. Maar dan is dit so uiters opmerklik om te sien wat daar gebeur. Sara hoor van die belofte van 'n seun, en sy is by haarself, waar niemand haar sien of hoor nie, en sy lag, en sy praat en dink by haarself. En dan in die gesprek met haarself, noem sy vir Abraham Heer. Sy verwys na hom as Heer. En wat Petrus dan vir ons uitlig hier, wat so kosbaar is van die heilige vrouens van vroeër, so Sara, is dat hulle het nie in onderdanigheid aan hulle mans opgetree, hulle as hoof erken uit vrees, of uit dwang, of uit die sosiale druk nie. Van harte, omdat hulle geheilig is vir God, op hom alleen hoop, en hom alleen wil behaag, het hulle gegaan en van harte het hulle die hoofskap van hulle man erken. So Sara wat vir Abraham Heer genoem het, net wanneer sy by haarself praat. Wat 'n kosbare voorbeeld is Sara nie. Abraham was nie altyd 'n goeie hoof nie. Inteendeel. Ons hoor in Genesis dat hy vir Sara gedwing het om te jok. En dit lei dan amper tot egbreek. Maar Sara het op God gehoop en is aan hom gehoorsaam in die eerste plek, geheilig vir hom, en daarom van harte onderwerp sy haarself aan God, en hy stuur haar om te onderwerp aan haar man, aan Abraham, en sy noem hom Heer. Dan sê Petrus, julle gelowige vrouens, julle word haar kinders as julle goed doen, as julle volhard in gehoorsaamheid en strewe na God se wil, en geen enkele verskrikking vrees nie. Indien julle so Sara nie uit vrees die onderdanigheid aan jou man het nie, maar van harte, 'n hartlike begeerte na God se wil en 'n hoop op hom, 'n vreeslose hoop op God. Volgende dan, in die laaste vers, rig Petrus homself tot die manne. Hier kry ons 3 voorskrifte en 'n waarskuwing. Vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So wanneer Petrus dan nou sê, net so, hier aan die begin van vers 7, dan bind hy hierdie voorskrifte wat hy nou gaan gee aan die mans, hy bind dit weer terug aan hoofstuk 2 vers 13. Daar het ons gehoor, en dis waaruit al hierdie voorskrifte vloei, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. So prakties wat Petrus dan nou doen, is hy sê, manne, alhoewel God jou hoof en gesagsfiguur in die huwelik gemaak het, moet jy ook onderdanig wees aan God se ontwerp vir die huwelik. Jou gesag is nie onbeperk nie. Nie in jou huis, in jou huwelik, die wat jy het oor jou vrou nie, dis nie onbeperk nie. Jy kan nie soos die wêreld in jou huwelik maak soos wat jy wil, of maak soos die wêreld wil nie. Jy moet onderwerp aan God, volgens sy voorskrifte jou huwelik inrig. Jy moet vir jou man, of jy moet vir jou vrou 'n man wees, soos God dit instel. Jy is ook 'n vreemdeling en bywoner hier op aarde. So hoe moet die man dan as vreemdeling en bywoner in die huwelik lewe? Ons nou gehoor van die vreemdeling en bywoner, hoe die vrou so moet lewe in die huwelik. Hoe moet die man as vreemdeling en bywoner in die huwelik lewe?
So eerstens, lewe verstandig met julle vroue. Nou die vertaling verstandig, dit is letterlik volgens kennis. Lewe volgens kennis saam met julle vrou, maar kennis van wat? Nou eerstens kennis van haar, van wie sy is, wat haar unieke karakter, behoefte en gawes is. Die manne moet hulle vroue ken, nie net weet wat 'n vrou is nie, maar hulle moet hulle eie vrou ken, haar bestudeer, weet wie sy is. Jy gaan nie weet hoe om haar in die besonder te eer, soos wat ons nou die opdrag gaan kry, dat jy haar moet eer. Jy gaan nie weet hoe om haar in die besonder te eer, lief te hê, te versorg en te lei, as jy haar nie ken nie. Jy moet met haar saamlewe volgens kennis van wie sy is, en volgens kennis van God se wil en ontwerp vir jou huwelik. Dit is wat ons dan verder in vers 7 kry. Nou verskillende vertalings van vers 7 maak dit baie keer moeilik om presies te verstaan wat in vers 7 aangaan. Hoe die sinne aan mekaar heg. So eenvoudig en letterlik, wat daar staan, manne, julle moet julle vroue eer. Julle moet hulle eer as die swakker geslag en ook as mede-erfgename van die genade van die lewe, sodat julle gebede nie verhinder sal word nie. Groot opdrag wat dan daar lê, manne, eer julle vrouens. Eer hulle. Erken hulle kosbaarheid, hulle prys, hulle waardigheid en hanteer hulle ooreenkomstig. Eer jou vrou. En dan hierdie eer wat ons moet betoon aan ons vrouens, word gevorm deur twee dinge. Kennis van hulle swakheid en kennis van hulle heerlikheid. So kyk saam met my. Dit is 'n kosbare balans wat die Here hier in sy huwelik inskep. Indien jy man slegs met jou vrou gaan saamlewe as die swakkere geslag op 'n manier wat veragtend, neerhalend, as jy op so 'n manier gaan saamlewe, gaan jy jou vasloop in die feit dat sy ook 'n mede-erfgenaam van die lewe is, soos jy. En indien jy aan die ander kant gaan sê, ons is mos gelyk, ons is mos mede-erfgename, geen goddelike onderskeid tussen ons of verskil nie, en jy laat jou hoofskap na, gaan jy jouself vasloop in die Here wat sê, dat die vrou die swakkere geslag is. So dis 'n balans wat jy hier moet kry. Jy moet haar eer as beide van hierdie dinge. En dan kan ons vra, nou, goed, wat beteken dit om die vrou te eer as die swakker geslag? En aan die ander kant ook, wat beteken dit om die vrou te eer as 'n mede-erfgenaam van die lewe? En eers die swakker geslag. God het die vrou geskep as fisies swakker. Daar's uitsonderings, maar oor die algemeen is hy swakker geskep. Dit beteken sy het meer koestering, sorg, ondersteuning nodig op 'n fisiese manier. Dit beteken sy is meer kwesbaar, meer afhanklik. En dit sou veral die geval gewees het in Petrus se leeftyd. Voor die tegnologie ontwikkel het op die vlak wat dit nou is. In daardie leeftyd veral. Die man eer sy vrou dan as die swakker geslag. Hoe? Deur sy lewe vir haar af te lê. Deur sy lewe af te lê in sorg, lyding, beskerming en in diensbaarheid. Deur haar te hanteer soos Christus die sterker sy bruid hanteer. Dit hoor ons weer in Efesiërs 5, manne, luister na die voorbeeld wat Christus vir jou stel. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. So behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Maar daar is God se ontwerp in die huwelik vir jou.
hoe jy jou vrou moet eer as die swakkere. Leierskap, beskerming, selfopoffering en koestering. Wee die man wat weens sy groter krag juis veragtend en verdrukkend is. Moet die absolute teenoorgestelde effek hê. En dit is om te sê, eer. Juis met die sterker, eer. As die swakker geslag moet jy aan haar eer bewys. Maar jy moet ook aan haar eer bewys as 'n mede-erfgenaam van die genade van die lewe. Ja, God het die vrou anders as die man gemaak. Hulle is heerlik verskillend. Verskillend en uniek in rol en roeping, maar laat ons nooit die fout maak om te dink dat dit beteken dat die een meer waardevol as die ander is nie. Manne, God skep jou as die sterker geslag. Hy maak jou die hoof en die gesagsfiguur in die huwelik. En tog is jy nie 'n druppel meer werd as jou vrou nie. Sy is 'n mede-erfgenaam van die genade van die lewe. Christus het haar gekoop vir dieselfde prys as vir jou. Sy is 'n dogter van dieselfde koning as waarvan jy 'n seun is. Sy ontvang dieselfde lewe as genadegawe as wat jy doen. Sy is gelyk met jou in waarde nou en gelyk eendag met jou in heerlikheid. En dis dan die heerlike balans wat God in die huwelik skep. Verskillend, uiters en heerlik verskillend, maar gelyk voor God in waardigheid. Jy moet eer aan jou vrou bewys as die swakker geslag deur jouself vir haar neer te lê, deur jaloers te wees om haar te lei, haar te beskerm, haar te koester. Jy moet ter wille van haar jou hoofskap vol staan en dit opneem. En jy moet haar eer deur jou te verwonder aan haar kostelike waarde, nou en haar heerlikheid, wat sy vir ewig saam met jou sal erf. Jy moet haar ag en eer as 'n dogter en erfgenaam van die almagtige God, met die waarde wat hy aan haar toeskryf. En die waarskuwing, indien jy nie so verstandig met jou vrou gaan saamlewe nie, indien jy haar nie op hierdie manier gaan eer nie, indien jy jou hoofskap en verantwoordelikhede gaan nalat en probeer oorgee aan haar, maak asof jy dieselfde is en dieselfde roeping het, of indien jy haar gaan minder ag en onderdruk as minderwaardig gaan hanteer, haar status voor God so ontken, let op die gevolg. Jou gebede gaan verhinder word. Wat 'n verskriklike waarskuwing. Wat beteken dit dat ons gebede verhinder sal word? Nou so 'n gewigtige waarskuwing, ons moet weet wat bedoel Petrus. Eerstens wat dit duidelik is wat dit nie bedoel nie. Dit bedoel nie God gaan nie na jou gebed luister nie. Ons weet dit kan tog nie so wees nie. Christus is ons voorspraak, hy tree vir ons in by die Vader, dus wanneer ek bid ek deur Christus, dis hoekom ek bid in die naam van Christus. Dit word gereinig deur hom en dit kom by die Vader uit. My heiligmaking bepaal nie of God my hoor of nie. As ek in Christus is, hoor hy my. Altyd. Dis wat Petrus net vroeër gesê het, wanneer hy sê dat ons as 'n geestelike huis opgebou word, 'n koninklike priesterdom, om geestelike offers te bring, soos ons gebede, wat vir God aanneemlik is deur Jesus Christus. In ander woorde, dit beteken nie dat God ons gebede nie hoor nie, of dat jou gebed onderskep sal word op pad na God toe nie. Maar wat beteken dit dan wel, verhinder? Wat beteken hierdie woord verhinder? In Romeine 15 gebruik Paulus hierdie selfde woord, wanneer hy praat van sy reisplanne. Hy sê, hy wou al menigmale by die gemeente in Rome gekom het, maar hy was tot op hede nog verhinder. Verhinder dan beteken dat jou vermoë beperk word, weggevat word.
In ander woorde, in ons teks dan, manne, indien julle nie verstandig met julle vroue saamlewe en hulle nie reg eer nie, gaan jy nie kan bid nie. Jou hartlikheid, opregtheid, krag, ywer, effektiwiteit in gebed gaan verhinder word, gekeer word deur die spanning en deur die sonde in die huwelik. God het die huwelik so ingestel, daardie verbond so gesmee, dat jy nie behoorlik opreg en vrylik sal kan bid, en indien daar spanning en mislukking is in jou lewe met jou vrou nie. In ander woorde, die spanning, die dinge wat die gebed keer, die hoof, dis jou verantwoordelikheid, om daardie uit te sort, sodat jy kan bid. Lewe verstandig en bewys eer aan hulle ooreenkomstig wie God hulle geskape het, sodat jy werklik en hartlik kan bid. En broers en susters, ons is vreemdelinge hier op aarde. Laat ons dan ook so lewe. In elke opsig, soos ons gehoor het tot op hierdie punt vanuit 1 Petrus, in elke gesagsverhouding, vanoggend soos wat ons hoor, ook in die huwelik. Laat ons God se wil en ontwerp nastreef, selfs al is dit soms moeilik. Dit is besonder as ons teruggaan na 1 Petrus 2 vers 11 tot 12, daar hoor ons dat selfs hulle wat kwaad spreek van die Christen, wanneer hulle die goeie werk, die gehoorsaamheid aan God sien van die gelowiges, sal hulle hom verheerlik op die dag van besoeking. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U het tot ons deur U heilige woord gespreek, U het U wil en U roeping ons weer ingeskerp. Wil U dan deur U Gees in ons werk dat ons na U sal luister, dat ons sal doen soos U sê. Dank en prys U vir ons huwelike, daardie kosbare geskenk wat U aan ons gee. Dankie vir U wysheid en heerlike ontwerp met man en vrou, hoe heerlik verskillend ons mag wees en tog so gelykwaardig voor U. Ons weet dat ons almal man en vrou onwaardige sondaars is, maar dat U ons reinig, heilig, koop en herstel om te wees wie U bedoel vir ons om te wees. Ons bid U dan, seën ons huwelike, seën ons man wees en ons vrou wees. Mag ons krag en leiding ontvang om volgens U wil in ooreenstemming met U ontwerp te lewe. 'n groter soetheid en vreugde is daar nie. 'n groter seën vir ons huis en ons gesinne is daar nie. Bewaar ons huwelike teen die wêreld, teen die duiwel, teen ons eie sonde. Maar ons self oorgelaat sal ons altyd misluk. Maar U oog deurkruis die hele aarde op soek na wie se harte onverdeeld op U hoop om hulle magtig te ondersteun. Help ons dan, Vader. Help ons in die besonder in die huwelik om mekaar reg lief te hê en te eer ooreenkomstig U wil. Ons bid in die besonder vir die huwelike waar dit moeilik gaan, daar waar die duiwel alreeds verwoesting gesaai het. En Vader, bewaar en herstel hulle, bou hul huwelik weer op en versterk hulle om weer volgens U wil as vreemdelinge en bywoners te lewe hier op aarde. En ons pleit dan ook vir al ons broers en susters wat onder druk en beproewing verkeer. Vanoggend dink en bid ons in die besonder vir Tannie Petro Venter, Tannie Tia van der Walt, ook elkeen onder ons wat weens leed en beproewing nie saam met ons kan vergader nie. Versterk hulle,
vertroos hulle met die troos wat slegs by U is, en gee tog gou uitkoms in U wil. So wil ek bid vir reën. Elke druppel val op U bevel, elke wolk verdwyn op U bevel. Die natuur en ons tye, ons omstandighede is in U hande, Vader. Wil U dan uitkoms gee, veral waar dit baie droog is, en versterk die wat die grootste skade ly. Mag hulle ook aan U en U voorsienigheid vashou. Seën en bewaar ons en ons geliefdes wat op die pad sal verkeer, en dankie dat U stok en U staf aldeur oor ons is. Verhoor ons, Vader, om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Kom ons antwoord ons Here deur vir hom saam te sing vanuit Psalm 40, en daarvan gaan ons saam vers 4 en 8 sing, waar ons in vers 4 vir ons Here sing, net om U wil te doen soos in U boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Ek bied U hart en hande in wilgeofferande, al wat ek is en het. Diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek U heilige wet. Psalm 40, en daarvan vers 4 en 8. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.